Julle ken seker die storie van Noag se ark. God het vir Noag gesê om 'n ark te bou, nog voor die groot reën gekom het. Die ark staan groot, sterk en gereed. Eers kom die vinnigste voëls. Hulle sweef deur die lug soos pyle van die wind. En kyk, hier kom die vinnigste viervoetige diere aangestap, reguit op koers. Vandag se storie gaan oor 2 klein dapper diere op hul pad na die ark. Sampie Slak se lang stap. Sampie is 'n tevrede mannetjie slak. Hy sit heerlik en eet aan 'n lekker sappige blaarslaaiplant in oom Dawid se groentetuin. Sampie weet dit nog nie, maar daar wag 'n groot avontuur op hom. Vandag is markdag vir julle groente wat so mooi hier in my tuin groei. Blaarslaai, julle kom eerste aan die beurt. Hier kom groot moeilikheid. Ek het al gehoor dat blaarslaai eers afgewas word voordat dit op die mark verkoop word. En as oom Dawid my in hierdie blaarslaai sien, gaan ek sekerlik net onder sy hak beland. Nou, is dit tog nie meneer Sampie Slak, wat homself so asval geskrik het nie? Wie praat nou? Hallo, jy daar? Welkom na die lang reis na die ark toe. Waarvan praat jy, meisieke? Wat op aarde is 'n ark? En in elk geval, het jy nie gehoor nie? Ons is op pad mark toe, en dit gaan ons einde wees. Ag nee man Sampie, daar lê 'n groot avontuur vir ons voor, want ons moet op die ark kom. Hoe? Weet ek nie. Maar dit is wat ons moet doen. Net voor die groot reën kom. Die donkierit is maar baie stamperig en toe die karretjie deur 'n gat ry, val die mandjies met blaarslaai af. Slaaikoppe lê gestrooi en Sampie en Sunny land in die stofpad. Wee, ons is vry! Eina, my voet brand op hierdie warm sand. Ek het jou mos gesê iets gaan gebeur, en hier kla jy alweer. Dis 'n wonderwerk dat ons tog nog steeds kan gaan. En, waar is hierdie kamptige ark van jou? Ken jy die pad daarheen? Juffrou, ek weet alles. Haal tog jou kop uit jou dop, Sampie, en kyk na boontoe. Die een heel bo wys watter kant toe ons moet loop, om by die ark uit te kom, man. So, gaan jy nou vir my vertel wat 'n ark is? Die ark is 'n groot skip wat oom Noag gebou het om op die water te dryf, want dit gaan een van die dae vreeslik baie reën. Nou praat jy 'n klomp nonsies, want dit het nog nooit baie hier gereën nie, en dit sal ook nie. O nee? En wat gaan jy doen wanneer die groot waters kom? Jy weet mos slakke kan nie swem nie. Ek is moeg. Ek wil eers 'n bietjie rus en iets eet. Die pad is lank en ver. Kom nou, net nou sak die son en dan kan ons nie meer verder stap nie. Aanstap, skelie, die pad is lank en swaar. Kom ons kruip onder hierdie bossies in. Die blaartjies lyk na lekker kos vir ons en dan skuil ons ook sommer daaronder. Hey, julle moenie vannag met my kom moeilikheid soek nie. As julle nie dadelik pad gee nie, spuit ek julle met my slijm. Die son is al op. Ek wil nog slaap. Hoe ver is die ark nog? Sampie sal opkerm en kla. Het jy vergeet waarom daar slakke op hierdie aarde is? Ons is mos daar om verander te wys, dat al is ons klein en slijmerig, en al het ons net een groot plat voet, ons nie sommer moed opgee nie. Ons sou net aan en sal so aanhou stap, totdat ons by die ark uitkom. Kyk net na al die ander diere wat ook stap. Dink jy hulle is ook op pad na die ark toe? En so stap Sampie en Sunny vir dae aan mekaar. Sampie brom maar kort dat hy moeg en honger is. Hy sien net uit na die aande wanneer hy lekker onder 'n ou boom stop of 'n hoop blare kan gaan slaap onder sy eie koepeldakkie in sy eie skulphuisie.
Die voeltjie sing so vrolik vandag. Ek wonder hoekom hy so bly is. Sunny, kyk 'n bietjie rond. Dit lyk of ons die enigste diere is wat aanstap. Dan is ons seker baie naby aan die ark. Kyk, daar kom daarom nog skilpaaie aan. Dit lyk my ons stadige diere is die laastes wat nog in die ark moet kom. Sunny, pas op! Te laat, hy het my. En dit terwyl ons so naby aan die ark is. Skielik laat die verkleermannetjie vir Sunny val, reg bo op die top van die skilpad. Die skilpad loop aan met Sunny bo op. Dis nog 'n wonderwerk. Verkleermannetjies laat amper nooit hulle kos val nie. Ek het gedink jy sal in die verkleermannetjie se maag. Sampie, ek het 'n plan. Mevrou Skilpad, ek vra om verskoning. Die verkleermannetjie het my op jou dop laat val. Nou het ek gewonder, as jy ook na die ark op pad is, kan ek op jou dop ry en my maatjie Sampie op meneer Skilpad se dop ry? Want soos jy weet, stap ons slakke maar baie stadig en ons is bang dat die groot reën kom voordat ons daar kan uitkom. Ja, kom, klim vinnig Sampie. Nou Sunny, hoekom het jy nie van die begin af hierdie plan gehad nie? Dan hoef ons mos nie vir dae en een in die stof en hitte aan te gesukkel het nie. Ai Sampie, kom jy alweer? Kyk, daarvoor is die ingang na die ark. En ons twee ry soos 'n prins en 'n prinses op die rug van 'n skilpad. Ons gaan net betyd wees, jong. So het Sampie en Sunny net betyds by die ark uitgekom. Dit het nog 40 dae en 40 nagte lank gereën, maar die diere was veilig. Die verhaal van Noag en die ark kan 'n mens in die Bybel lees. Vra vir 'n groot mens om vir jou meer daaroor te vertel. Hier is 'n vraag vir julle maatjies. Verskyn daar reënboë nadat dit gereën het? Dit het 40 dae en nagte gereën. God het die sonde in die wêreld skoon gewas. Hy het sy belofte aan ons gegee deur die reënboog. Hy het beloof hy sal nooit weer die wêreld so skoon maak nie. Omdat Noag vir God geluister het, is sy familie en 2 van alle groepe diere en voëls, 1 mamma en 1 pappa, gespaar om die vloed te oorleef. Moenie vergeet om die video te like en subscribe nie. Tot volgende keer maatjies en onthou, gebruik altyd jul verbeelding. Van ver ek ken die ou lied, soos Afrikaanse stories wat nooit sal verbieg. Sing saam, vertel jou storie, ons mense se klanke is ons glorie.